Onze Vader, wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk. Kom ons sit ons aan by mekaar die baris. En ons gee vir ons verwees. Jacobs, 'n hand of praise. Van die woord gaan begin. Kom ons gee die Here as jy ons is geroep vir die tyd. Kom ons sing nog een keer saam. Ons is lief, waar ons behoort. Waar ons was nie, en sy genade het ons gedra. Ons is geroep vir die tyd soos nie. Kan ons die Here net 'n prys gee dan aan die staan? Kan ons net ons hande in mekaar sit? Halleluja! 'n prys! Halleluja! Thank you, Jesus. En we by die geleentheid Pastor Wangra van die woord van die Here te seën. Amen. Kom ons sluit net die oë. Here, ons sê dankie. Dankie vir 'n geleentheid van lewe, Here. Dankie vir genade op genade, Here. Dankie dat U, Here, 'n plan het vir elkeen van ons, Here, wat nog vanmiddag hier kan staan om U te kom loof, U te kom prys, Here, om U al die lof toe te kom gee, Here, want al die lof behoort aan U, Here. Want Here, U is die begin, Here, en U is ons einde, Here. En daarom erken ons, Here, dat ons niks is vanaand sonder U, Here, in die naam van Jesus. Here, selfs die woord, Here, wat gaan uitgaan, Here, seën dit, Here. Dankie dat ek weet, Here, die woord sal nie leeg terugkeer na U toe, Here. Maar Here, dat iemand se hart, Here, dat iemand se gedagtes sal verander word, Here, alleenlik deur U woord, Here. En seën selfs die man wat die woord gaan bring, Here. U ken sy handel en wandel, Here. Wees met hom, laat die gees van die Here hom sal lei en te spreek, soos wat U vanaand wil hê, hy moet spreek, Here. Sodat daar iemand sy lewe verander word, Here. In Jesus naam, amen. Kom ons sê die Here lekker prys die baris. Nou groet is vanaand aan Sanderstraat, Goldingstraat, Bronville. Elke moeder, elke vader, U is gegroet. Al die apostels, pastore, evangeliste, profete, al die moeders, elke apostel, U is gegroet. In die wonderlike naam van die Here. Nou, evangelist Gaston het so getouch aan die boodskap. Selfde boodskap wat ek vanaand wil bedien, so ek gaan vinnig deur dit hardloop. Ek wil vanaand vir u lees in Lukas 15 vanaf versie 14. Die Bybel sê in versie 14, en toe hy alles deurgebring het, dit is nou die verlore seun. Toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land. En hy het begin gebrek ly. Met ander woorde, die verlore seun het begin gebrek ly. Versie 15 sê, toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Vers 16 sê, en hy het verlang om
varke en eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. So hy het nie van die pele van die varke geëet, hy het verlang, sê die skrif. Die Bybel sê ook, maar niemand het dit aan hom gegee nie. Die Bybel sê vers 17, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, ek vergaan van honger. Vers 18 sê, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Nou ek wil vanaand bemoedig die woord van die Here sê vers 20, en dit is wat ek vanaand op wil konsentreer. Die Bybel sê, en hy het opgestaan, en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver van sy vader was, het sy vader hom gesien, en die Bybel sê, en hom innig jammer gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Mag God sy geleesde woord seën. Nou wanneer ek die verhaal lees van die verlore seun, as jy die skrifte voor daai gaan lees, dan gaan jy sien dat die Bybel praat van dat die vader het 2 seuns gehad. En die Bybel sê, en die een seun het besluit en vir sy pa gesê, my pa, gee my deel wat aan my behoort. Met ander woorde, elke ouer het 'n erfposie wat hy los vir sy kinders. Die Bybel sê sy pa het toe vir sy seun gesê, dis alright, dis reg, jou deel wat ek verskuldig is aan jou, sal ek aan jou gee. En die Bybel sê, en die verlore seun het sy deel, het hy gevat, en het aan die stad in, het hy ingegaan. Die Bybel sê, en hy het sy deel, wat sy pa aan hom gegee, het hy tussen sy vriende, en tussen die buurmense, het hy gaan verkoos. Met ander woorde, hy het gaan mors. Maar die Bybel praat verder, die verhaal gaan aan, die Bybel sê, dat later van tyd, soos die tyd aangaan, het daar 'n hongersnood in die stad gekom, en die Bybel sê, en die verlore seun het begin skipbreek lê, alles van hom het begin klaar raak, sy geld het begin klaar raak, die vriende wat hy gehad het ook begin klaar raak, want soos wat het gaan, wanneer 'n mens volop het, dan is almal rondom jou, wanneer daar geld is, dan is almal rondom jou, wanneer jy die tafel kan donker maak, dan is almal rondom jou, maar wanneer dinge begin klaar raak, dan begin jou vriende ook van jou af weg te stap, net so met die verlore seun, dat toe alles begin klaar raak, wat hy van sy pa geërf het, die Bybel sê, het hy begin gebrek ly. Hoeveel van die vanmiddag is hier so wat luister, wat in die posisie sit, jy moet elke keer jy moet 'n standaard stel, om jou vriende te impress, jy moet jou in die skuld druk, om die tafel donker te maak, om ook in die tollen te wees, want as jy dit nie doen nie, dan bewaar jy ook nie oor jou nie. Dit was presies so gewees met die verlore seun, hy wil sy vriende impress, om hulle te wys, dat hy kan die tafel donker maak. Maar die skrif sê, begin 'n gebrek lê. Apostel Jacob, hy alles het begin klaar geraak, en toe begin sy vriende een vir een weg te stap, en as hy toe rondom hom kyk, toe het hy niks hier nie, en die Bybel sê, hy het hom gaan skaar by een van die burgers van die land, dit beteken by een van die buurmense, het hom gaan skaar, maar die buurman of buurvrou, wat hom gaan skaar, het sê die Bybel, het varke gehad, dit is hoe laag hy moes daar, die Bybel sê, en toe hy daar sit en hy was honger, hy begin honger raak, en die skrif sê, hy het verlang om sy maag te vul met die pele van die varke. Want dit is hoe laag 'n mens daal, as jy dit wat kosbaar is, wat jou pa nog gegee het, as jy dit hier buite kan mors, jong mense hier buite kan, daar's jong mense hier buite, wat gawes by God gekry het, maar die Bybel sê, hulle gaan mors die gawes, hulle talente gekry, hulle gaan mors die talente, en as het begin gebrek lê, en
As jy vers 17 lees, die Bybel sê dat, en hy het tot homself gekom. Jy sien, is belangrik, dat jy moet tot jouself kom. Jy moet met jouself 'n meeting kan hou. Jy moet met jouself kan praat, en sê, maar ek kan nie so aangaan nie. Jy moet met jouself kan praat, en sê, ek kan nie hier sit nie. Daar is beter daar buite. My pa, my vader, wat sy naam Jesus is, het vir my beter uitgesit. Ek sal opstaan, en dan sal ek na my vader gaan. Ek sal opstaan, en dan sal ek bekeer. Jy moet jou bekeer. Jy moet jou hart vir die Here gee. Maar ek wil vanaand hierdie gedeelte noem vers 20. Die Bybel sê, toe hy op pad is huis toe, toe staan sy pa alreeds en wag. Want dit is wat liefde doen. Liefde skryf nie so maklik af nie. Liefde verwerp nie so maklik mense nie. Liefde, die Bybel sê, soek nie sy eie belang nie. Ons lewe in 'n tyd waar mense elke net geworry is oor homself, net hy en sy huisgesin. Solank hulle alright is, en solank hulle alright is, dan gee hulle nie om van die next persoon nie. Maar die Bybel sê, sy pa daar gaan staan. Ten spyte van sy foute wat hy gemaak het, ten spyte dat hy sy pa se geld gevat het en verkoos, het sy pa nog steeds vir hom gaan staan en wag, want sy pa was lief vir sy seun. En miskien staan jy daar, en jy sê, pastoor, maar jy verstaan nie hoe lelike goede het ek al gedoen nie. Jy verstaan nie wat doen ek in die nacht nie. Jy sê, die Here Jesus gee nie om wat jy doen nie. Hy gee om dat jy terugkom. Al wat saak maak by hom, is dat jy tot sterk moet kom. En besluit dat ek sal opstaan. En ek sal na die paard toe gaan. En ek sal my paard sê, dat ek wil nie meer, ek is nie werd om 'n seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. As daar iemand is vanaand wat luister en sê, ek het tot myself gekom en ek besluit ek gaan terug. Daar's baie, en ek wil het vanaand noem in Sanderstraat, Goldiesstraat en Bronwe. Daar's baie mense, baie manne en vroue wat in goddelike huise groot word, maar met die opgroei van hulle, dan ontaard hulle, en hulle gaan van die pad af, en hulle begin dinge te doen. Baie van hulle se oupas en oumas het hulle die huis van die Here geleer, het hulle weggevat, kerk toegevat, maar wanneer hulle groot word, dan ontaard hulle van die huis van die Here af, en hulle begin die kerke sleg te maak, hulle begin die leiers sleg te maak, maar as se voorouers het hulle geleer om na die huis van die Here toe te gaan. Maar die Bybel sê, die verlore seun het by homself gekom. Jy moet meeting sit met jouself, en vir jouself sê, ek kyk nie nou meer my chommies, ek kyk nie meer my vriende nie, ek wil niemand verder meer impress nie, ek maak 'n besluit. Maar terwyl ek daar staan, Apostel Jack, toe kom die gedagte by my op, net soos die verlore seun 'n moeilike tyd deurgegaan het. Weet jy, die mense het 'n neiging, dat as hy deur 'n moeilike tyd gaan, dan vra hy, waar is die Here? Hoekom kom die Here nie vir my deur nie? Maar ek wil vanaand vir u sê, die Here het nog nooit weggegaan van jou nie. Dit is jy wat wegbeweeg het van die Here af. Dis nie hy wat van jou af wegbeweeg het nie. Dis jy wat van hom af wegbeweeg het. Yes! Jy het weggegaan van die Here Jesus af. Hy is nog altyd daar. Die Bybel sê soveel so, dat toe hy weggaan, het hy sy die trooster, naamlik die Heilige Gees, het hy vir ons gestuur. Net soveel so, dat ons nie moet alleen wees. Sodat die mense
Bybel sê is irrelevant. God gaan nêrens en hy los niemand. Hy het die Heilige Gees agtergelaat. Die Bybel sê ons is nie as wese agtergelaat nie. Dis hoekom dis nie God wat weggaan van jou af nie. Dis jy wat van God af weggaan. So as jy deur 'n moeilike tyd gaan, die Bybel sê in Matteus 17, hy sê vervloek is die man en wat op die arm van vlees staat maak. Die Bybel sê wat vlees sy arm maak, terwyl sy hart van God af wegwyk. Dis jou hart wat van die Here af wegwyk, want jy maak staat op mense, jy maak staat op jou status, jy maak staat op dinge wat jou hart van God af wegvat. Dis nie God wat van jou af weggaan. En ons wil vandaan sê, kom tot jouself Bronville. Jong man, disco uit en disco in. Kom tot jouself en kom kerk toe. Kom op na die huis van die Here toe, daar waar die naam van die Here verkondig word. Kom tot jouself, verlore seun, verlore dogter van Bronville. Jy sit daar in die gees van die Here, praat met jou. Ons wil vandaan vir jou uitnooi en sê kom, die status waar jy nou is jou status nie. Om tussen die pele van die varke te sit. You are better than that. Jy is beter as daai. Kom terug na die Here.